Doelwitte met buigsaamheid. Die internasionaal bekroonde skrywer Paulo Coelho, wie se werk al miljoene mense geïnspireer het om hulle roeping te volg om nuwe uitdagings aan te pak, skryf in sy boek met die titel Aleph: Life was always a matter of waiting for the right moment to act. Dit herinner 'n mens dat buigsaamheid is nie swakheid nie, dis wysheid in aksie. En hierdie wysheid beklemtoon dat tydsberekening en geduld deel is van ons aardse reis. Buigsaamheid vra nie passiwiteit nie, dit vra eerder 'n aktiewe vertroue dat God se tyd en jou bereidheid om aan te pas saamwerk vir iets groter. In ons veranderlike werklikhede, waar doelpale en planne so dikwels verskuif of selfs misluk, help buigsaamheid om te leer om aan te pas, dit help om te groei. Dit beteken nie dat jy jou doelwitte prysgee nie, maar dit beteken dat jy bereid is om die roete te verander terwyl jy steeds die bestemming of die eintlike rede onthou. Ek onthou dat tydens een van ons skeepstoere was die wind geweldig sterk by die Griekse eiland Mykonos. En dit beteken die skip kon nie daar anker gooi sodat ons met die sogenaamde tenderboats na die land of die eiland dan kan vertrek nie. En op die eiland self was die wind uiters wild. Toe vaar die skip veiligheidshalwe na 'n ander Griekse eiland waar ons 'n wonderlike dag op die ouend beleef het. En dit my net weer laat besef, die hoofdoelwit van die toer was nie 'n spesifieke eiland nie, hoewel dit nou as deel van die reisplan gegee is. Die hoofdoel van die toer was 'n skeepvaart wat onder andere by 'n Griekse eiland sou aandoen. En dit het gemaak dat ons 'n wonderlike dag kon beleef. Die skrywer van Prediker herinner ons van net eeue terug in Prediker 3 vers 1. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. So moenie vandag vashaak by iets wat verander het nie. Wees buigsaam, wees oop vir 'n effektiewe aanpassing. Neem 'n oomblik om jou lewe en jou planne te hersien deur te bid: Here, wys my wat om nou te doen en gee my die wil en die moed om u pad te volg. My tye is in u hande. Leef geïnspireerd.